Dankie. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons dankie vir die samesyn. Ons dankie Vader vir alles wat ons uit die hand ontvang. Ons dankie vir die kosbare bloed van die Seun Yeshua wat ons vrygekoop het, wat ons beskerm teen die magte van die duisternis. Ons vra dat U ons nou ook sal seën en beskerm, dat U woorde deur my mond sal vloei, dat elkeen sal verstaan wat U vir hom of haar wil sê. Vader, ons bind ook die duiwel en sy demoniese magte. Julle sal ons nie sien nie, julle sal ons nie hoor nie. Gaan weg, ons werp julle neer by die voete van Yeshua. Dankie Vader, prys U naam. Net kortliks, ek is nie 'n dominee nie, ek is nie 'n pastoor nie, ek is maar net 'n gewone ou, so hierdie is nie 'n preek nie. Ons gaan lekker gesels. Ek gaan vir julle 'n paar goed vertel. Julle is welkom om vrae te vra, hand op te steek, kommentaar te lewer. Julle is welkom om my te onderbreek en julle gaan na die tyd ook kans kry om julle insette te lewer. En ek sal baie bly wees as julle dit wil doen. So, laat ons lekker informeel wees. Hierdie is nie formeel nie. Ek het nie eers 'n das aan. Ek het darm skoene aan. Die wat julle my nie ken, die wat my nie ken nie, ek is Alwin Fleischmann. Ons onderwerp van hierdie aanbieding is aanvalle deur die duiwel. Wie van julle word soms aangeval deur die duiwel? Net 'n paar. Ek het vir julle slegte nuus. Hier kom julle slegte nuus. Ek gaan nou weer vra. Hoe kies die duiwel sy teikens? Het julle al gedink daaroor? Wat is sy kriteria? Wie kies hy? Hoe gereeld word jy aangeval, as jy aangeval word? Een keer 'n dag? Een keer 'n uur? Een keer 'n jaar? Die van julle wat aanvalle ervaar, wat dink julle hoeveel? Dit is al maar, dit kan baie wees, né? Right. Gewoonlik elke dag. Gewoonlik meer as een keer 'n dag. Ek lees gou vir julle Efesiërs 6 vers 12. Almal ken die teks. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, teen die bose geeste. Almal ken hom uit julle koppe uit alreeds. Ons weet dit. So, dis waar dit gaan. Hoekom word jy aangeval? Wat moet die rede wees hoekom iemand aangeval word? En die antwoord is eintlik eenvoudig. Ek en jy is veronderstel om 'n lewendige verhouding met ons Hemelse Vader te hê. Die verhouding tussen my en jou en ons Hemelse Vader werk soos 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou, soos in 'n huwelik. Yeshua is die bruidegom, ons is die bruid. Daar's 'n verstandhouding, daar's kommunikasie, daar's intimiteit. Met ander woorde, ons verstaan mekaar en ons is lief vir mekaar. Is dit so? Maar as een van die twee in die verhouding iets onvanpas aanvang, dan lei die verhouding skade, dan is daar ongemaklikheid. Dit kan 'n strek van harde woorde, stilstype, gif in jou koffie. Hoe langer jy getroud is, hoe meer weet jy van die goed. Okay. Ons verhouding met Vader is onderhewig aan dieselfde reëls.
Ons kan ons nie wangedra en verwag dat hy tevrede moet wees nie. Stem julle saam? Goed. Maar dit gaan nie oor reëls en regulasies nie. Ons is in 'n verhouding en ons probeer die Vader ter wille te wees, te eer. Die doel van die aanvalle van die duiwel is om verwydering te skep tussen ons en die Vader. Dis hoekom hy jou aanval. Met ander woorde, ag jouself baie spesiaal as jy aanvalle ervaar. Jakobus 1 vers 2. Ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Dit beteken, die duiwel erken jou as 'n kind van Jahwe. En hy sien, jy streef na 'n gesonde verhouding met Vader. As jy nie een van Vader se kinders was nie, sou hy nie sy tyd mors om jou aan te val. Hy val nie sy eie kinders aan nie. Inteendeel, hy gebruik hulle juis om jou aan te val. Hoe lyk so 'n aanval? Ek gaan 'n paar noem. Hy plaas 'n gedagte in jou kop wat jou woedend maak of wat jou aan verkeerde goed laat dink. Die Satan plaas die gedagte in jou kop. Met wie dit al gebeur. Jy sien 'n prent van iets wat jou aandag trek op 'n verkeerde manier. Dit kan enigiets wees. Mooi kar, mooi vrou, mooi geweer, mooi speelgoed. Wat ook al. Trek jou aandag af. Laat jy in verkeerde goed dink. Wie ervaar sulke goed? Dit gebeur. Sternberg, Jana, jy vervies jou vir die taxi wat voor jou in die middel van die pad doodstop om passasiers op of af te laai. En dan kom die woorde sommer van self uit. Nee. Is dit wat Vader wil hê, wat ons moet doen, of is dit wat die Satan wil hê, wat ons moet doen? Daai polo-bestuurder wat op die sperstreep verbysteek en jou van die pad afdruk, want nou kom 'n trok van voor af. Wat dink jy, wat sê jy? 'n Baas of 'n kollega wat jou onskuldig beskuldig. Gewoonlik is dit om sy eie mislukkings op jou te blameer. Jy reageer verneig of bitsig as jou eggenoot iets sê, 'n misverstand. Wie dit nog nooit oorgekom nie. Die ongetroudes, hulle ken dit. Hulle sien dit soms by hulle ouers. Baie keer is dit die Satan wat vir die verkeerde gedagte in jou kop geplaas het. Die een sê dit, die ander een verstaan dat, en daar is 'n misverstand. Okay. Pyne, skete, gesondheidsprobleme. Kan dit van Vader afkom? Kom nie van Vader af nie. Dis aanvalle van die duiwel. Finansiële probleme. Rampe tref jou, alles loop verkeerd, niks werk uit soos dit moet nie. Wat is dit? Dis 'n aanval. Jy moet verstaan waar dit vandaan kom. Karre wat breek. Luister nou. Ford en Land Rover, nou sorry. Julle kan nie daai nou gaan kop eis nie, dis julle eie skuld. Suffering style. Okay, nee. Ek het dit al ervaar. Ons is op pad na 'n konferensie toe oor bevryding en op die belangrikste dag breek die voertuig se waterpomp op pad soontoe en ons staan langs die pad. Ons kan nie uitkom nie. Hoekom breek hy daar?
Volgende punt, wêreldgebeure wat jou ontstel. Dis nou oorlog, natuurrampe, lyding en smart wat ons elke dag van sien en hoor. Van wie af is dit? Is dit van Vader af? Fisiese aanvalle deur die Satan se kinders. Ons hoor nie eers meer van die daaglikse aanvalle en moorde nie. Dit het normaal geword. Daar's oorlog in die Midde-Ooste, Oekraïne en 'n klomp ander plekke. Wat is die sterftesyfers daar? Vergelyk dit bietjie met ons sterftesyfer in ons vreedsame Suid-Afrika. Hier word gemiddeld omtrent 60 mense 'n dag vermoor in Suid-Afrika. Dis die amptelike syfers. Met ander woorde, dis die wat die polisie van weet. Van hoeveel weet hulle nie? Hoeveel ons beland in die gutter en word nooit opgespoor. Hoeveel kinders verdwyn in hierdie wêreld? Het iemand al die syfers gehoor? Dis 1 op 'n slag. Pa Frans, hoeveel? 6 of 7 week. In Suid-Afrika. In Amerika is dit iets soos 200,000 'n jaar. In daai orde. Res van die wêreld ook. Hulle beland in die mensenhandelnetwerk. Ek wil nie eers praat oor al die gruwels wat daar gebeur. Dit is verskriklik ontstellend. En dit gebeur daagliks. Vermaak. Al daai lekker goed wat ons aandag trek en tyd opgebruik. Is dit van die Vader af? Of mors dit ons tyd wat ons aan die Vader, ons verhouding met Vader kon spandeer? So, kyk na die vermaak. Krities. Vloeke en heksery. Wie glo dat dit nie bestaan nie? Ons weet nie goed bestaan. Ek sien onlangs 'n kort video van 'n ex-satanis wat vertel hoe hulle uitgegaan het en kinders gesoek het om vloeke op hulle te plaas. Met ander woorde, hulle gaan aktief uit. Hierdie week gaan julle uit en plaas vloeke op kinders. Nou, hulle gaan na plekke waar daar baie kinders bymekaar is gewoonlik. Uit die aard van die saak, hulle doen dit met groot mense ook. Die teikens weet dit nie. Die kinders speel daar by die kleuterskool, hierdie ouens sit in die kar oor kan die pad en is besig met hulle rituele daar. Die kinders weet dit nie. Nou vertel die ou dat sommige van die kinders het beskerming gehad. Dit vir hom gelyk soos blou vlamme om die kind se kop. En hulle kon niks met daai kinders regkry nie. Hulle vloeke het nie gevat op hulle nie. En hulle het dan gaan kyk, wat gaan soek, wat is die oorsaak van die goed, want die is nou 'n probleem, hulle kan nie hulle werk doen nie. Onthou, daai ouens werk nie vir 'n beloning nie, hy word gestraf as hy nie sy teiken bereik nie. Klink dit bekend? Daai kinders wat die beskerming om hulle gehad het, is die kinders wie se ouers elke oggend vir hulle gebid het en die bloed van Yeshua oor hulle kinders gepleit het. Hulle kan niks aan hulle doen. Hoe beveg ons hierdie aanvalle? Punt nommer 1, jy moet die aanval identifiseer. Dit is baie moeilik partykeer. Want jy kyk jy so vas in die ding wat nou met jou gebeur. Jy kan nie die oorsaak agter die gebeurtenis identifiseer nie. 'n vriend van my sê altyd vir my, kyk deur die bos, moenie vir die bos kyk nie. Met ander woorde, moenie vaskyk in dit wat reg voor jou is, die aanval nie. Kyk wat sit daar agter. Die terroris sit agter die bos, hy sit nie voor die bos. So die aanvalle is baie keer op subtiele en indirekte maniere. Dis nie 'n oorlopende frontale aanval. Ons moet leer om die aanvalle te identifiseer.
As ons hom geïdentifiseer het, moet ons die duiwel bestraf en wegjaag. Elke keer, as hy elke keer wat hy jou aanval 'n bloedneus kry, hoe lank gaan hy aanhou met sy aanvalle? Is nie lekker nie. As jy elke keer 'n bloedneus kry, dan op 'n stadium leer hy en jou op. So maak seker hy kry elke keer 'n bloedneus, dat hy jou kan los. Wat gaan hy doen as hy een aanval nie meer werk nie? Stap 2, plan B. Hy verander sy taktiek. Hy probeer 'n ander manier. Dan is dit meer indirek. 'n Skelmer manier om jou aan te val. Maar die aanvalle gaan bly kom. Die taktiek gaan verander. So, wees gereed daarvoor en kyk uit daarvoor. Die Satan is reeds oorwin deur die bloed van Yeshua. In Yeshua het ek en jy die autoriteit oor die duiwel en al sy debode. Ons moet hulle bestraf en wegjaag. En ons moet daagliks oefen en groei in ons autoriteit. So, wat se geleentheid gee die aanvalle jou? Dit gee jou geleentheid om te groei. In jou autoriteit, in jou geloof. Maar jy moet prakties uitoefen. Matteus 5, vers 43 en 44. Joshua is hier aan die woord. 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat. 44. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat julle beledig en julle vervolg. Kom ons krap 'n bietjie in hierdie woorde. Seën die wat julle vervloek. Daai woord vervloek, daar sien julle hom, G2672, vervloek, verdoem, om boosheid op jou te plaas. Dus strek so 'n bietjie verder as net 'n vloek, né? Doen goed aan die wat julle beledig, dis beledig, dreig, vals beskuldig, beskinder. Alles pas in die definisie van daai woord. So, dis 'n klomp aspekte. En julle vervolg, dis mishandel, misbruik, vervolg, lastigval, probeer beheer, molesteer pas ook daar. So as ou die ding, die teks lees, dan sien ons, Joshua praat hier van al die maniere wat ons aangeval word. Goed. Joshua sê, ons moet ons aanvallers seën. Hoekom moet ons hulle seën? Verdien hulle dit? Hulle verdien dit nie. Maar Joshua sê seën hulle. Hoe werk dit? Wat ons moet onthou, elke seën wat jy uitspreek, kom 7voudig terug na jou toe. Soos elke vloek wat jy uitspreek, kom 7voudig terug na jou toe. As daai taxi, as jy hom nou gaan vloek, hy vloek kom 7voudig terug na jou toe. Moenie hom vloek nie. Kom wil jy dit in jouself doen? So jy seën die ou. As die persoon wat jy seën, nie jou seën waardig is nie, verander die Vader dit vir hom in 'n vloek. Jy seën hom. As jy baie kwaad is, seën hom 1000 maal.
Die Vader verander dit vir hom in 'n vloek. Na jou toe kom die seun 7voudig terug. Verstaan julle wat daar staan, doen goed aan die wat julle beledig en julle vervolg. Jy seën hom. Die res sorteer die Vader vir jou uit. Dis nie jou job nie. Dis nie jou job om jou knopkie die onder die sitplek uit te haal en om te gaan maniere leer. Almal verstaan die beginsel? Baie belangrik daai. Right.